Welkom terug graad 12 by Fisiese Wetenskap, Chemie Vraagstel 2 van Mei-Junie 2024. Vandag sal ons kyk na vraag 4 en vraag 4 handel oor organiese chemie, die reaksiegedeelte. 4.1 Tydens 'n eksperiment word 'n proefbuis met metanol, propanoosuur en 'n katalisator bevat in 'n waterbad verhit. Die skets wat gegee word, sien ons dat ons het 'n waterbad binne 'n beker vol water. Ons het 'n proefbuis binne hom. Binne die proefbuis het ons metanol, propanoosuur en 'n katalisator. Die glasbeker of die waterbak word dan verhit. Skryf neer die volgende, die naam of die formule van die katalisator. 4.1.2 die tipe reaksie wat plaasvind. 4.1.3 twee redes waarom die gebruik van 'n waterbad in hierdie eksperiment verkies word. 4.1.4 'n gebalanseerde vergelyking vir hierdie tipe reaksie deur middel van struktuurformules. 5 punte. 4.1.5 die IUPAC naam van die organiese produk wat in hierdie reaksie gevorm word. So ons soek die organiese produk se IUPAC naam. 4.2 verbinding A is 'n 6 koolstof haloalkaan word in 2 stappe in die reaksie gebruik om verbinding C te berei. Reaksie 2 is 'n addisiereaksie. As ons kyk na die vloeidiagram, verbinding A is 'n haloalkaan en hierdie haloalkaan volgens verbinding C kan hy primêr, sekondêr wees. Hy kan primêr of sekondêr kan hy wees. Maar verbinding 2 sien ons 'n addisiereaksie. En 'n addisiereaksie verwys dan verbinding C is versadig. En wanneer ons by 'n versadigde verbinding uitkom, dan moet ons van 'n onversadig verbinding afbeweeg. Van onversadig na versadig en ons het 'n addisiereaksie en ons kan kyk na ons alkaan, dan moet ons sê ons het iets bygevoeg. Verbinding A is 'n haloalkaan en 'n haloalkaan is ook versadig. En 'n versadigde haloalkaan na 'n onversadig kan ons dan sê daar is dan 'n eliminasiereaksie wat plaasgevind het. Skryf neer die naam of die formule van die anorganiese reaktans by reaksie 2. 4.2.2 die IUPAC naam van verbinding B en dan 4.2.3 die soorte reaksie verteenwoordig deur reaksie 1. Wanneer ons van 'n versadigde haloalkaan na 'n onversadigde organiese verbinding beweeg. Graad 12, op hierdie oomblik kan jy die video stop en jy kan die vraag probeer tot by 4.2.3. Die vraag vervolg. Verbinding B word nou in 2 stappe reaksie gebruik om verbinding A te berei. Reaksie 4 is 'n substitusiereaksie. So verbinding D kry ons dan 'n substitusiereaksie wanneer ons verbinding A vorm. So verbinding B gaan ons gebruik om reaksie 3 om verbinding D te maak en verbinding D deur middel van 'n substitusie om 'n verbinding A te kry. Skryf neer die naam of die formule van die katalisator in reaksie 3 om verbinding D te maak. Verbinding 4.2.5 skryf neer die IUPAC naam van verbinding D. 4.2.6 die soorte reaksie verteenwoordig deur reaksie 3 en 4.2.7 die tipe haloalkaan verteenwoordig in verbinding A is hy primêr, sekondêr of tersiêr. So graad 12 op hierdie oomblik kan jy die video stop en die vraag voltooi. Sodra jy klaar is met die vraag, dan kan jy voortgaan en die vragies merk. Ons beweeg oor na die uitwerk en die merk van die vraag. Vraag 4.1 die naam of die formule van die katalisator. Die eksperiment wat voor ons is, sien ons dat dit is die voorbereiding van esters en by esters gebruik ons die katalisator swavelsuur. 4.1.2 die tipe reaksie wat plaasgevind het wanneer ons 'n alkohol met 'n karboksielsuur kombineer en verbind, dan word ons esterifikasie vind plaas. Verestering, esterifikasie of kondensasie. Kondensasie reaksie verwys na die verwydering van water. 4.1.3 twee redes waarom ons gebruik om die waterbak vir hierdie reaksie of eksperiment verkies word.
Die twee redes is alkohol of metanol en die reaktanse is baie vlambaar en slaan maklik aan die brand. Om eweredig of 'n gekontroleerde tydelike verhit van die reaktanse, alkohol en metanol sal vinnig verdamp en is vlugtig. So dit is 4.1.3 en ons gaan na 4.1.4. 4.1.4 verwys na struktuurformules wat ons gebruik om 'n gebalanseerde vergelyking te skryf vir hierdie reaksie. Metanol, soos ons moet teken sien ons dat hy is 1 koolstof. Propanoosuur, hy is 3 koolstowwe met die funksionele groep wat ons het is ons karbonielgroep en 'n hidroksielgroep wat by is. Ons alkohol is ons hidroksielgroep wat bygevoeg is en saam kry ons ester wat ons ester se funksionele groep is. Karboniel gebind aan 'n suurstof gebind aan 'n koolstof en dan die ander produk, die anorganiese produk is water. So die Nasie-kriteria, die hele struktuurformule van propanoosuur is korrek, die struktuurformule van metanol is korrek en die funksionele groep van die ester is korrek, as ook die hele struktuurformule van die ester is korrek en water. Dit is die 5 punte waarvoor jy sal vind. Graad 12 lê klem op die volgende. As die eksaminator sê struktuurformules, dan moet jy struktuurformules volledig uitteken om die punte te ontvang. Ons beweeg na 4.1.5. Die IUPAC-naam van die organiese produk van hierdie reaksie. So dit beteken ons verwys na ons ester. Wanneer die ester gevorm word, dan het ons die alkohol metanol, en metanol verander die naam na metiel. So al die alkohole kry die iel gedeelte agteraan. Ons karboksielsure, hy is propanoosuur en propanoosuur, die agtervoegsel osuur, hy verander na O-aat. So hy is dan propanoaat. So al die osure binne ons estername word dan oate. En wanneer ons hierdie twee kombineer, dan sal die alkohol eerste en die suur tweede. So dit beteken die antwoord is dan metielpropanoaat wees. Metielpropanoaat, 1 punt vir die metielgedeelte en die tweede punt is vir die propanoaat gedeelte. So metielpropanoaat. So graad 12 maak seker jy weet dat die alkohole verander na die ielgedeelte agter aan die naam en die osuurgedeelte verander na oaat en die alkoholgedeelte naam kom eerste en die karboksielsuurgedeelte kom tweede. Graad 12, dit is die einde van 4.1.5. Ons gaan na 4.2. 4.2 was verbinding A, 'n 6 koolstof haloalkaan gebruik in 2-stap reaksie om C voor te berei. 4.2.1 skryf die naam of die formule van die anorganiese reaktans by 2 neer. Onthou wat ons gesê het? Ons het na 'n versadigde verbinding beweeg van 'n onversadigde verbinding. En die beweging van 'n onversadigde na 'n versadigde verbinding en dit is 'n addisiereaksie, het ons dan waterstofgas bygevoeg. En die antwoord is waterstofgas of H2 wat bygevoeg is. 4.2.2 die IUPAC-naam van verbinding B. Verbinding B, as ons teruggaan en die van versadig na onversadig, dan sien ons dat die IUPAC-naam van B het ons op 2 metiele en die 2 metiele sal ons dan kyk, hierdie is 'n haloalkaan as ons terug beweeg en die haloalkaan sê dan vir ons het 'n dubbelbinding, die onversadigde verbinding moet dan 'n dubbelbinding wees op die eerste een. Dan het ons 1, 2, 3, 4 en dan het ons by 3 'n metiel en ons ook weer by 3 'n metiel en ons by die eerste koolstof
'n dubbelbinding, 'n alkeen, en die langste ketting is 1, 2, 3, 4 en die langste ketting is biet. So dit sê vir ons is 3,3 dimetielbiet-1,1 wat verbinding B sal wees. Verbinding B is 3,3 omdat daar 2 metiele op verbinding of koolstof 3 is, sal hy 'n dimetiel vorm. En die 1 gedeelte verwys na hy is onversadig. 4.2.3 die soorte reaksie verteenwoordig deur reaksie 1 en dit is 'n eliminasiereaksie. So ons kan sien dat hy eliminasiereaksie is. Ons het van die haloalkaan na die alkeen beweeg. So ons het die halogeen geëlimineer. So wanneer ons kyk, dan kan ons sê ons het by die dubbelbinding. Die dubbelbinding wat ons by 1 gehet het en hy was geëlimineer. So wat was geëlimineer? Daar was die chloor en die ekstra waterstof was verwyder. Hierdie 2 was verwyder en ons het geëlimineer om ons dubbelbinding te vorm by verbinding B en hy is dihydrohalogenering om ons dubbelbinding te kry. Graad 12 maak net seker, dit lyk nou snaaks, maar hierdie mag nooit 5 bindings rondom 'n koolstof. 'n Koolstof het altyd 4 bindings. Ons beweeg voort na ons volgende vraag. 4.2.4 verbinding B word nou in 2-stap reaksie gebruik om verbinding A te maak. Ons weet dat verbinding B is 'n onversadigde alkeen en ons onversadigde alkeen en ons vorm dan verbinding B. So verbinding B skryf die naam of die formule neer en die formule van die katalisator wat gebruik word is swavelsuur of fosforsuur. 4.2.5 die IUPAC naam van verbinding D en wanneer ons verbinding D se IUPAC naam kry en ons het mos nou swavelsuur of fosforsuur bygevoeg en ons sê hy is hydrasie en die byvoeging van hom vorm 'n alkohol en die naam van 4.2.5 is 3,3 dimetielbutan-2-ol wat gevorm word. 4.2.6 die soorte reaksie verteenwoordig deur reaksie 3 en reaksie 3 wat bygevoeg was hydrasie of addisiereaksie. Ons 4.2.7 die tipe haloalkaan wat ons gesien het en die tipe haloalkaan is 'n sekondêre alkaan. So 'n sekondêre alkaan het ons dan gevat van A en die sekondêre alkaan het dan deur middel van eliminasie 'n alkeen geword wat onversadig is en die alkeen deur middel van addisie het hy weer 'n alkaan geword. So graad 12, ons het aan die einde gekom van vraag 4. So sorg dat jy jou vraag 4 merk en verstaan. Baie dankie.